Philip, ek gaan dalk net so 'n bietjie kans gee vir die ouens wat nou nog nie gehoor het jou storie nie. Dalk kan jy net so kortliks vertel. Ek en Philip het ooreengekom wat se vraag ons doen. Ek dink ek is nou by vraag 2. Sommer net so om jouself bekend te stel, jy het groot geword in die gemeente, hoe jou paadjie geloop het, dat jy nou vandag by ons sit. Ja, ek het my belydenis van geloof afgelê saam met Dominee Ewald van Rensburg in kantoor in Rodekraans gemeente. En ja, daarna is ek nou uit die gemeente maar op het gewerk getrek en tot die einde is ek in die Limpopo provinsie beland. En dit is waar my paadjies opgekry het met BBS, met die bank waar ek op die einde begin werk het by. Ek was so 13 jaar al tesaam daar werksaam. Kyk, BBS is maar 'n klein bankie wat in die Limpopo provinsie bedryf is. En ek was die CFO gewees, of basies maar die ou wat na die finansies kyk daarso. En die bank het maar 'n moeilike tyd beleef en daar was probleme met winsgewendheid. En toe daar nuwe aandeelhouers ingekom en saam met die nuwe aandeelhouers het daar nuwe bestuur gekom. En die nuwe bestuur het nou allerhande planne gehad van hoe gaan hulle nou die bank omkeer en weer winsgewend maak. Maar terselfdertyd het hulle ook reëls begin breek oor wat toelaatbaar is by die bank en die interne kontrole is nie meer nagekom nie. Maar dit het baie stelselmatig gebeur oor eintlik 'n paar jaar wat die hele stelsel van interne beheer afgebreek is. En ja, ek is genader op 'n stadium om ook betrokke te raak en sekere onwettige transaksies te doen. Op daardie stadium was daar nou al so baie afbreek gemaak van hierdie reëls van die bank. So dit het so half gegroei mettertyd en dit het net basies uitgekring tot
grootskaalse bedrog. Ek was onder baie finansiële druk. Ek het 'n leefstyl probeer handhaaf wat ek het 'n groot salaris verdien en jy weet baie besittings gehad en alles, maar jy weet ek kon dit eintlik nie bekostig op daai stadium nie. Ek het hoor as my lewensinkomste gelewe en ek voel dit het ook verdere druk op my gesit om jy weet dit het my oordeel beïnvloed, jy weet. En ek het ook gevoel want toe daar nou so onsekerheid was by die bank, het ek ook probeer soek na ander werk want die ouens het nou nie geweet wat die nuwe bestuur gaan doen nie. En daar was nie ander geleenthede vir my nie. En toe ek nou uiteindelik genader is om hierdie transaksies te doen, het ek gevoel, jy weet, ek het nie 'n keuse as ek my werk wil behou, dan is dit amper asof ek nie 'n keuse het om dit wel uit te voer nie. En toe het ek wel as gevolg van al hierdie bedrog het die bank nou op die einde toegemaak en ek het my werk verloor en ek is ook gesekwestreer deur die bank. So beteken al my besittings is op beslag gelê en verkoop. En toe het ek die staat genader om 'n staatsgetuie te word in die saak. Op daardie stadium was daar nog nie polisieondersoeke nie. So ons moet nou eers wag dat dit afgehandel word. En jy weet al hierdie dinge het eintlik in 'n relatief kort tydjie gebeur waar ek was nou sonder werk en 'n inkomste en ek's gesekwestreer en ek het hierdie hangende regsprobleme en jy weet en dan op die einde van die dag is ek ook tronk toe. So jy weet dit gevoel asof een krisis so na die ander op 'n ou afkom. En ja, so dit was 'n baie moeilike tyd gewees vir my op daai stadium, ja. Geskei in daai tyd. Is dit in daai tyd of later of hoe? Ja, ek en my vrou is separated, so dit het gebeur terwyl ek in die tronk was toe jy weet toe het ons paadjies maar geskei en ja, so dit was ook 'n verdere druk wat ek gevoel het wat gebeur het op daai stadium, ja. Want jy weet ek dink as 'n ou deur so iets gaan, jy weet daar's die effek wat dit op jou familie het is nogal baie erg. So jy weet veral die effek wat dit op ou se kinders het. Dit was baie traumaties, jy weet toe ek nou die eerste keer gearresteer is, jy weet my kinders was almal daar en hulle het toe gekyk toe dit gebeur het en jy weet dit was 'n regtig traumatiese ervaring vir hulle gewees. En jy weet ek is later het ons nou die pleitooreenkoms met die staat aangegaan en toe ek nou op borgtog uit is en toe is ek nou basies vir die tweede keer tronk toe soos wat jy weet die eerste keer was nou maar net vir die hofverskyning, maar soos wat in my kinders se gedagte, jy weet se mind is ek basies 2 keer tronk toe en hoe verduidelik jy dit nou vir 'n kind dat jy nou vir dieselfde ding 2 keer tronk toe gaan en jy weet ons het net besluit ons wil hulle vertel dat ek nou op pad is tronk toe en dit was 'n baie traumatiese ervaring vir hulle want jy weet net hulle reaksie as jy dit vir hulle vertel en jy weet die tipe ek dink daar het nogal redelike jy weet trauma wat hulle beleef het as gevolg van dit, ja. So, was jy in Pretoria sentraal of waar was jy gewees? Ek was in Cullinan, het hulle 'n tronk met die naam Sonder Water. Ja, so ek was daar nie, ek was in 'n maksimum sekuriteit gevangenis.
So dis nou waar 'n ou jy word basies 18 ure 'n dag word jy in jou sel toegesluit en jy weet dit is regtig 'n dis 'n groot aanpassing as jy weet eendag is jy nog loop jy rond soos wat jy wil en jy kan doen wat jy wil en jy kan mense besoek en op die tye wat jy wil en ek wil die volgende dag is jy nou in die tronk en jy's nou 18 ure in jou sel en jy weet vir my ek is apart aangehou in die hospitaalafdeling van die gevangenes in 'n aparte sel en ek het 'n aparte area gehad waar ek kon beweeg en jy weet hulle het my nou weggehou van die ander gevangenes maar jy weet daai hele gevoel van jou vryheid word van jou weggeneem en jy weet dis absoluut aaklig en jy weet dis regtig as jy in daai situasie is waar jou vryheid is van jou weggeneem en jy's in die tronk weet dit is regtig nie iets wat jy oor jou ergste vyand toewens nie. Weet dit klink nou dalk snaaks om te sê maar dit het regtig vir my op daai stadium so gevoel. En ja, so ja, dis basies waar ek aangehou is. So jy het vertel daai eerste 3 maande was die ergste gewees. Hoe het jy dit beleef? Ja, dit is soos wat ek nou gesê het, jy weet jou vryheid word van jou weggeneem. Dis een baie groot aanpassing. So jy moet nou ewe skielik tye volg en nakom wat jy nie altyd wil doen nie of wat weet so ek moet sê die een ding is die kos is aaklig. Dis rarig so, dis een ding wat 'n ou hoor. Hoe lyk 'n dag se kos? Nee, 'n dag se kos is glad nie lekker nie. Dis kyk jy in die oggend begin jy met slap pap en dan in die middag vir middagete is dit stywe pap en vir aandete is dit brood. So dis rarig nie. Naderhand ek dink 'n ou word tog gewoond in 'n manier aan die hele situasie, maar ek dink aan die kos is die laaste ding wat 'n ou ooit sal gewoond raak. So ja en wat ek wil sê is dat daai eerste 3 maande is regtig erg, jy weet, want al jou kontak met die buitewêreld word nou afgesny. Ek bedoel jy mag glad nie 'n selfoon hê nie. Om 'n selfoon in die tronk te hê is soos ek sê altyd dit is omtrent erger as om 'n mes daar te hê want weet die straf wat jy kan kry as jy 'n selfoon het is baie erger omtrent as wat jy 'n mes het. So jy het geen kontak regtig of beperkte kontak met die buitewêreld. In die eerste omtrent jaar omdat ek nou daar was toe COVID aan die gang was, het hulle nou ekstra beperkings gehad. So vir die eerste jaar kon my kinders nie my kom besoek nie. En ook die besoeke was beperk tot een besoek 'n maand, waar dit gewoonlik 3 besoeke is. En ek bedoel jy kry maar 3 oproepe 'n maand wat jy kan maak. So jy weet dit sny jou ou heeltemal af van die buitewêreld en jy weet al die vryheid wat jy nou voorheen gehad het. Ja. So hoe dit was 3 maande. Was daar iets wat gebeur het? Hoekom jy sê heeltyd dit was hierdie eerste 3 maande. Hoe lank tydperk was dit gewees wat jy in sonder water was? Kyk, ek was op die einde so 3,5 jaar in totaal daar gewees, maar die eerste 3 maande ek voel dis nou maar waar ou aanpas en ek dink jou liggaam pas ook aan die situasie. En ek het ook meer struktuur vir myself begin gee, jy weet as jy nou toegesluit is in daai 18 ure, jy weet laat jy ou meer struktuur het in jou dag en sekere goed op sekere tye doen en dis ook jy weet waar ek voel
ou nader beweeg het aan die Here, want ek dink al hierdie geraas en gejaagdheid wat Johanna oor gepraat het, wat mense lewe so verswelg, jy weet, 'n ou word definitief tot stilstand geruk en jy weet, so jy kry definitief tyd om te reflekteer en stil te word, en in daai tyd is waar ek voel, ou, vir my het ek nader aan die Here beweeg, jy weet, amper uit desperaatheid aan die begin, maar jy weet, soos wat ou meer tyd met God spandeer, voel hy ook nader aan jou, jy weet, so ek het dit definitief ervaar in daai tyd, ja. So daai 18 uur sluit in 'n nag se slaap ook. Ja. Okay, ja. soos wat 6 uur in die aand. Ja, so hulle sluit jou oop in die oggende so 8 uur se kant, en dan het jy nou, dan kan jy nou uit jou sel uitkom. Vir my het dit nou beteken, ek het nou soos 'n area gehad waar ek kan beweeg, soos 'n vertrek of 2, en dan was daar soos 'n klein courtyard wat ek kon beweeg, omdat ek nou apart gehou is van die res van die gevangenes. En dan sluit hulle jou weer so 1:30 se kant, sluit hulle weer toe, en jy weet, dan is jy van 1:30 die middag tot 8 uur die volgende oggend, is jy heeltemal op jou eie. Jy weet, ek was nou in 'n enkel sel, en jy weet, jy's met jou eie denke daar besig, en jy weet, ten minste het ek nou, jy weet, my familie het vir my 'n radio gebring en sulke goed, so jy weet, dit het ook gehelp, maar jy weet, dis in daai tyd wat 'n ou nou stil geword het. Wat is die goed waaraan jy dink as jy stil word? Is dit kwaad, want daar's ander ouens wat buite sit, wat of nog hier ook daar hoort, of wat kwaad vir jouself, dat jy dit toegelaat het, kwaad, of skuldgevoelens, of wat is die emosies wat 'n ou beleef in daai tyd? Ja, ek dink al die gevoelens en emosies wat jy nou beskryf het, is basies wat 'n ou beleef, want aan die begin, ek dink 'n mens gaan met daai stadiums van wat jy so deur die emosies werk. Aan die begin is jy definitief kwaad, weet, want ek het gevoel ek's in 'n situasie waar ander ouens my daar laat beland het, jy weet, en jy weet, dit is vir my 'n lang tyd gevat om weet, eienaarskap te neem van wat ek vir my aandeel in dit eintlik. So ek het vir 'n lang tyd het ek ander ouens blameer, en vir weet, en weet, hulle is nou aangeklaagdes in die saak, maar jy weet, hulle was op daai stadium wat hulle weet, vrylik rondgeloop het, en dan jy weet, dan is 'n ou nogal kwaad vir hulle, en ja, so jy weet, mens gaan deur al die emosies, en ek dink jy weet, ek was vir 'n lang tyd in denial gewees, wat ek nie aanspreeklikheid vir my aandeel gevat het nie, en ek dink toe dit eers gebeur, as 'n ou eers daai aanspreeklikheid aanvaar, dan kom maar ook so vrede oor jou, jy weet, en jy weet, so as jy deur daai emosie werk, ja. So in daai tyd wat jy by WBS gewerk het, voor die goede nou bekend geword het en so, en jy was nou bewus van, weet, goeders, het dit groot spanning by jou geskep? Het jy, weet jy was geweet, dalk eendag gaan iets uitkom, of is dit 'n groot druk op jou? Ja, nee, dit was 'n enorme druk. Ek bedoel, in my normale posisie wat ek gehad het, ek het verskillende verantwoordelikhede gehad in my pos, en ek het nie by al daai werk eers uitgekom nie. En dan het ek nou nog hierdie addisionele druk gehad van, weet, waar daar nou onwettige transaksies was, en jy weet, 'n ou is heeltyd bekommerd dat die ware stand van sake nou te voorskyn sal kom. So ou probeer dit wegsteek, en dit gee vir jou addisionele druk, regtig baie.
En jy weet soveel so dat ek regtig dink, jy weet as dit was amper 'n situasie waar dit nie meer langer so kon aanhou nie as gevolg van al die druk en jy weet wat waaronder ou was. So was dit 'n soort van bevryding gewees toe dit nou al uitgekom het en of nie regtig of het jy nie so gevoel nie. Nee, ek dink op daai stadium het dit nie so gevoel nie. Maar ek dink as 'n ou terugkyk, weet oor die hele situasie en ek dink 'n ou se bevryding kom amper waar jy aanspreeklikheid neem vir wat gebeur het en waar jy eerlik is met jouself en jy weet dat jy regtig sê dit het nou gebeur en weet dit was nou as gevolg van jou eie besluite wat jy geneem het en so aan en jy neem aanspreeklikheid dis amper waar jy daai vryheid ervaar, ja. So as ons net vir 'n oomblik terug kan kom die rol van die Here in daai situasie en die rol van die Bybel en was daar iets wat vir jou uitgestaan het? Is daar iets wat jy reg gelees het wat jou getref het en met jou gepraat het? Ja, ek het regtig gevoel, jy weet, toe ek nou eers in die gevangenis is, jy weet 'n ou het nou baie tyd om te reflekteer en jy weet soos wat ons nou gesê het, jy weet tot stilstand gedwing en al daai gejaagdheid en geraas het verdwyn. Jy weet en dan is dit waar jy weet ek het regtig gevoel jy weet soos wat ek nou meer tyd spandeer het met Bybel lees en in gebed en met die Here praat, jy weet in die daaglikse roetines, jy weet dit is regtig asof die Here nader aan 'n ou beweeg, soos wat jy meer tyd spandeer aan hom. So wat vir my nogal uitgestaan het in die Bybel spesifiek is Jakobus 4 vers 8 wat sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Jy weet dit was vir my absoluut het ek dit ervaar in daai tyd. Weet in die Engels sê dit ook draw near to God and he will draw near to you. So jy weet dis regtig wat ek ervaar het. Jy weet hoe meer tyd ek spandeer het aan die Here en aan die Bybel lees en jy weet met ander gevangenes dalk praat oor die Here en die pastoor het so weekliks kom besoek. Jy weet al daai goeters jy weet laat ou weer nader aan die Here kom. So ja, ek het dit definitief ervaar die weet die ander gedeelte wat vir my uitgestaan het wat eintlik wys op dat die Bybel vandag nog relevant is. Jy weet in Matteus 25 vers 36 sê Jesus daar ek was in die tronk en julle het my besoek. Jy weet so dis nou die einde van die sin wat hy nou sê daar. En jy weet dit het my so half daai sin het vir my was baie in my gedagtes. Jy weet dat dis absoluut so dat die Bybel vandag nog is relevant en jy weet ek dink daar's baie voorbeelde in die Bybel wat dit relevant is vandag en wat dit toegepas word kan vandag en weet dit is een gedeelte wat ook definitief vir my uitgestaan het. So toe na 3,5 jaar het jy uitgekom, toe het jy nog 'n lang tyd parol gehad ook. Hoe lank was dit gewees? Ja, ek het 3,5 jaar basies in die gevangenis en dan 1,5 jaar op parol, ja. Okay. En toe het jy hier in die gemeente kom bly in jou pa se huis. Ja. Okay. Waar jy groot geword. Ja. Ja, so ek het teruggetrek en ek het by my pa kom bly en ek het so die laaste jaar van sy lewe ek weet dit was nou goed dat ek weet kon jy weet vir die laaste jaar van sy lewe weer met hom tyd kan spandeer want jy weet ou het maar daai verhouding afgeskeep met hom en jy weet so dit was vir my goed om weer terug te trek en jy weet saam met hom tyd te spandeer. So toe het jy hier by Rodekraans begin kerk gaan. Ek onthou laas jaar se Pinkster het jy nog daar in Sterlig
gesit, onthou jy? Ja. Ja, Pinkster, die Ja. oggenddienste wat ons daar gehad Ja. het. So, toe het jy nou hier betrokke geraak, was dit moeilik geweest? Soos nou en veral nou die dag toe jy nou vir die eerste keer voor almal sit en is dit vir jou, ek neem aan dit moet moeilik wees om die goeders te sê of want ek weet baie anders sal eerder stil bly daaroor. Hoe hanteer jy dit? Ja, veral nou die dag in die kerk was my nogal senuweeagtig. Ek weet ek was baie senuweeagtig. Vandag voel ek 'n bietjie beter, maar toe was dit vir my nogal erg. Maar ek voel tog dis weet die moeite werd om daar te gesels want jy weet dit kan dalk net iemand bemoedig op 'n manier, jy weet, want vir my, jy weet, daar was regtig so baie voorbeelde van die Here se genade en waar die Here konkreet sy hand gehad het in my situasie. En jy weet soos as ek byvoorbeeld nou vat net klein voorbeelde van wat in die gevangenis gebeur het waar jy weet ek's heeltemal apart hanteer van die res van die gevangenis. As ek vervoer is buite die gevangenis het hulle my apart hanteer. Hulle het vir my 'n koelvaste baadjie aangetrek as ek vervoer word. Jy weet, en ek was nooit in 'n situasie waar ek onveilig gevoel het nie. Die houding van die bewaarders was baie goed teenoor my. Ek het, jy weet, time and again gesien hoe hulle opgetree het teenoor ander gevangenes. En ek voel regtig dis die Here wat in daai bewaarder se hart gewerk het en vir my guns gegee het en genade gegee het. En jy weet, ek dink die grootste op die grootste plek waar ek sien waar die Here se genade oor my was is dat kyk as jy die eerste dag as jy in die gevangenis instap, jy wil net met alle mag daar uit en jy weet, so jy dink heeltyd aan die dag wat jy daar gaan uitkom en dit het ook my gebedslewe basies oorheers, jy weet, dat as jy 'n oomblik het, dan vra jy net vir die Here, hy moet net, my gebed was, hy moet asseblief 'n wonderwerk laat gebeur, dat ek net vroeër uit die gevangenis kan kom en dat hierdie hele hoofstuk net gouer agter my kan kom en die grootste genade wat ek van hom ervaar het daar is dat hy het na 3 jaar wat ek in die gevangenis was, is daar 'n spesiale remissie afgekondig. So dit is nou, jy kan nou sê jy kry nou afslag op jou vonnis. So ek het nou basies 2 jaar minder vonnis wat ek moes uitdien as gevolg van dit. En ek sien dit absoluut as die Here se genade en jy weet en laat hy basies mense gebed verhoor het, laat jy weet in daai smeking van hom laat hy jou vonnis moet verminder. Jy weet, is dit tog wat gebeur het, maar jy weet dit het tog tyd gevat voor dit gebeur het. So ja. So net so laaste toe jy nou Rodekrans toe gekom, hoe het jy dit hier ervaar? Jy was 'n bietjie op jou senuwees geweest, maar jy het ingeskakel by die 40 dae, weet ek. Ek weet jy spesiaal toestemming gevra by die polisie of jy by die bazaar kan kom help. Laat dit vir ons 'n voorbeeld wees, né? En toe jou parool, ek dink is 6de Oktober verlede jaar verby. Ja. Nou, en dan sou vry. So wat is jou ervaring in die gemeente? Is dit moeilik? Is dit ek weet jy kry goeie preke, maar is dit behalwe dit nou? Okay, kom ons praat nie daar nie. So wat is jou ervaring van mense? Ek moet sê, kyk, ek het saam met my suster nog die eerste keer gekom na 'n lang ruk weer. En jy weet, ou voel maar aan die begin wat jy nou, jy weet, so dit was basies maar amper soos om by 'n nuwe gemeente te wees weer, want mens ken nie meer regtig baie mense nie en so.
En ek dink aan die begin is 'n ou maar jy weet skaam en jy weet jy ken die mense nie en jy voel dalk miskien so 'n bietjie uit plek het, maar jy weet wat ek gevoel het is sodra ou meer betrokke raak en jy raak betrokke by die bazaar en jy raak betrokke by Kickstart of wat ook al, jy weet dit is waar 'n ou, jy weet jy leer die mense ken en jy weet vir my het ek ook ervaar dat jy weet Rodekrans is definitief 'n gemeente waar jy weet die mense gee om vir mekaar, ek het dit ervaar en jy weet dis tog 'n belangrike deel van mense geestelike groei. En ek het dit alles ervaar hierso ja, so met die betrokke raak, ja. So skrikkelik lekker na jou te luister. Jou kinders is in Centurion en jou langtermynplan is om uiteindelik soontoe te gaan om nader aan hulle te kan wees. En dan is jy nog op soek na werk en om weer aan die gang te kom, wat nie so maklik is nie. Maar ek wil net afsluit, jy het 'n passie wat jy tog oorgehou het, wat bediening aan gevangenes, wat wil jy nie net dit 'n bietjie verduidelik, nie? Wat jy vir ouens wat aanpas in die gemeenskap en om hulle te ondersteun, of ouens wat uitkom uit die gevangenis. Ja, ek voel daar's tog 'n leemte in die samelewing vir weet as jy nou op parol uit is. Ek dink as jy oud deur die tronk is dan jy doen sekere rehabilitasieprogramme en jy weet ek voel dit is partykeer word dit maar net gedoen vir soos 'n tickbox exercise wat jy net afmerk en is gedoen. So ek weet nie altyd wat se waarde daar is in dit nie, maar kyk dit help tog tot 'n mate, maar ek voel daar's baie beperkte ondersteuning, jy weet as 'n ou nou eers uit die gevangenheid is jy weet daar's instansies wat sê hulle kan jou help om werk te kry en daar's websites wat sê die departement van arbeid gaan jou help om werk te soek, maar dit bestaan in werklikheid glad nie. Weet so ek weet so ek voel daar's ook jy weet daar's 'n leemte waar weet 'n ou 'n verskil kan maak om weet daai ouens te help. Ja. So baie dankie vir die voorreg wat ons het om na dit te kan luister, dat nou hoef ons nie daar te gaan sit nie, en nou weet ons hoe proe die kos. En ja, dankie dat jy ons seën. Mens kon baie maklik stil gebly het oor al hierdie goeders en so, en tog is ons almal daardeur verryk. En mens kan nie anders is om net aan die Here dankie te sê. So kom ons maak oë toe dan, sê ons dit vir die Here dankie. Here, wat 'n wonderlike voorreg, ons kan nie anders om te luister na die pad wat jy gestap het met Philip, wat steeds besig is om net aan U die eer te gee nie. Dankie vir sy gehoorsaamheid en getrouheid, al is dit nie maklik nie, om dit met ons te deel, en eintlik is dit maar ook ons eie storie, op verskillende maniere. En so het elkeen van ons wat hierso sit, kan ons ook vertel van genade wat in ons betoon is. En dankie dat ons by hierdie naweek en sommer net in die eredienste ook geleentheid kan gee vir daai getuienis van hoe dat U ons gehelp het. Vanoggend het ons na ou Dawid en ou Josef en na hulle lewens gekyk, na Rut se lewe gekyk, en hulle het stories gehad wat hulle kon vertel van swaar tye en dat hoe U hulle weer laat floreer het. En ons gebed is dat U vir Philip sal seën vir sy kinders, dat hy ook weer ten volle sal floreer, ook in die samelewing, maar ook vir ons, ook as geloofsgemeenskap. Ons wil aan U al die eer gee. Amen. Okay, dankie. Lelani was sê naby. Ja, wil jy nie net gou vir ons sê wat nou gebeur nie? Okay, ons wil net gou-gou net die